Welkom, Dinsdag aand, prys die Here, baie welkom by ons live uitsending vanaand. Ons het 'n wonderlike boodskap in elke een van julle en ek dank die Here vanaand vir elkeen wat insluit. So ek wil net bietjie van myself meer vertel, want ons welkom in ons Facebook mense, in ons YouTube en ons TikTok en ons Instagram. So ja, ek dank die Here dat julle regtig saam met ons ook daar is. Paulus kom en dan skryf hy sê, ek skryf aan julle niks anders as wat die woord gee, wat julle lees of verstaan nie. So dit is belangrik dat ons by dit insluit vanaand en ek dank die Here en ons kry soveel followers en mense wat na die kerk toe kom. Ek dank die Here vir dit. Naand Annelie, ek groet gou mense. Hallo Wendy, Getruida, John, Wanda, goeie naand. Dankie Here. Ek is bly julle almal is lekker op saam met ons vanaand. Yes, prys die Here. Ons gee net vir die mense kans om op te klim en ja, so ons glo in die drie-enige God, baie belangrik, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons glo dat jy tot bekering moet kom en daarna word jy gedoop. En hallo Delinda, hallo Jackie, hallo Johanita, Ricardo, hallo Tennis, hallo Johan, baie dankie. Hoe gaan dit met jou en Jonel? Daar met die kinders, Jessie, prys die Here. Andries, hoe gaan dit? So ja, ons het 'n baie interessante tema vanaand. So ons glo dat jy tot bekering moet kom en dan jou ook laat doop. Ons glo in die een doop wat die Bybel ons leer. So ja, dankie vir julle positiewe kommentaar. Dankie dat julle ook hierdie woord so getrou share en ek weet almal gaan dit doen. Hoekom? Ons vergeet soms hoekom ons 'n taak op die aarde het. Kom ek herinner julle gou vinnig en as Wendy gou vinnig luister, sy is ons moderator, sy gaan skryf, Katie, so groet ek gou vanaand, Letitia, omdat ons gaan krone ontvang, ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan krone ontvang. Wat 'n krone gaan ons ontvang? Eerstens die kroon van die lewe, die wat in volheid en beproewings getrou gebly het tot die einde toe. Dis belangrik. En dit sien ons in Jakobus 1 en Openbaring 2 lees ons dit. So dis die kroon van die lewe. Hallo Rihanna, hallo Johan, hallo Leonora en Chris, hoe gaan dit met julle? Norman, ek het gister lekker by hulle gekuier. Daar sê, hallo Willemien, hallo Annie, goed met julle. En dit is vir my belangrik. 5 krone, so is die kroon van die lewe, die tweede ene, die onverganklike kroon. Paulus skryf in 1 Korintiërs 9 vers 25, dan praat hy en dan sê hy vir ons, en hy verwys na die selfbeheersing en dissipline in ons geloofslewe. Is dit nie so nie? Dis pragtig. En dis hoekom ek en jy dit moet doen. Selfbeheersing, geesbeheersing, dissipline en van ons geloofslewe. Dit is eintlik baie belangrik. Hallo Sean, gaan met jou? Hallo Jan, lekker om julle op te sien. So, die derde een is die kroon van geregtigheid. Die kroon van geregtigheid. En daar skryf hy sê, almal wat 'n verlang het na die wederkoms van Christus en die wat regverdig lewe. Goed, dit is so belangrik. Mense staan vas, hou vas in die geloof, kom kerk toe, lees jou Bybel, nooi mense, hou aanbid. Ons het vandag weer met iemand gepraat, jy kan nie mense red nie, God red. Maak nie saak nie, bely met jou mond, God is getrou. Daarom sê hy dit vir ons. Okay, so dis wonderlik. Die kroon van geregtigheid, die 4-1, die kroon van heerlikheid. Terwyl die mense so gou opklim, skryf ons dit spesifiek vir die geestelike leiers, vir ons wat leiers is, mense wat leiers is, jy wat 'n leiers is, wat getrou mense lei. Luister, kan ek gou vir jou iets sê? God stel belang in jou veranderende lewe. Hy sê nie net kom kerk toe en hy gaan jou hart verander nie. Jy moet jou lewe verander. God stel belang in karakter. God se God van karakter. Dis snert dat geestelike leiers vir jou sê, kom net kerk toe, die Here gaan jou hart verander, jy moet net, nee man, weet jy wat, vir wat kom jy? Om 'n geesvervulde lewe te kry, dat die gees van God jou lewe kan radikaal verander. En dis wat gebeur, dis die kroon van heerlikheid, dat geestelike leiers moet mense getrou lei, 'n beloning wag vir hulle. Okay, dan die laaste een, ek wil nou nie vanaand oor dit praat nie, maar die laaste een wat vir my baie belangrik is, die kroon van vreugde, van roem. En hy skryf, vir die wat ander na Christus lei. As jy bid by 'n sterfbed, as jy mense tot bekering bring, as jy mense vertel van Jesus, as jy aanhou, is daar vreugde, die engele juig
oor dit. Amen. Dis die krone wat ons gaan ontvang in die hemel. Lekker man. So ja, ek praat vanaand met jou oor die swakheid, wanneer God se werking binne in jou kom. En ek wil jou 'n staaltjie vertel. Blaai saam met my na die woord van die Here in Rigters. Onthou julle vir Samson. Nou Rigters kan jy gaan lees in Samson, wat deur Delila verlei is, of verraai is tot die dood toe. En daar sien ons ook hoe dit daar gewerk het. En dit is oor hoe God se krag in Samson se swakheid gewerk het. En hoe God se krag binne in my en jou werk. En voordat ons nou vanaand aangaan, wil ek die Here dank vir hierdie wonderlike woord. Ek wil die Here dank dat hy elke dag so getrou met elkeen werk, vir almal wat luister, of jy op TikTok luister, of op Instagram, of op Facebook, of wat ook al, kan ek vandag vir jou sê, die lewe druk 'n mens na 'n baie swak plek toe. Die lewe druk 'n mens, die mense van die lewe, ons wat in die lewe is, dink dat jy moet sterk wees, veral manne. En ek wil mense ook môre aand nooi, het ons 'n lekker gemeente, prys en worship. Ons gaan môre aand bid vir siekes, ons gaan bid vir enige omstandighede. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil bid dat die Here se krag meer in volle werking in my lewe moet werk. Daarom gaan ons daar wees, ons gaan bietjie, kom sit 'n uur van jou tyd af. Ek weet dis in die middel van die week, maar weet jy wat? Dis wonderlik, is wonderlik. En ons dink, of mense dink dat hulle glo dat hulle ten alle tye moet sterk wees, selfstandig wees, en nooit hulle swakheid moet wys nie. Kan ek gou vir jou iets sê? Maar die Bybel, kyk gou wat maak die Bybel. Die Bybel wys vir ons 'n ander waarheid. Die Bybel wys vir ons hoe God roem kry. God werk dikwels die kragtige of die kragtigste wanneer ons eintlik op ons swakste is, wanneer ons regtig eintlik ingooi en sê, maar weet jy wat, Here, ek kan nie meer nie. En hier kom Samson, en hy is die perfekte voorbeeld hiervan. Hierdie Samson, ek wil jou net gou 'n bietjie agtergrond gee van hom. Hy was fisies baie sterk, die woord sê dit, maar hy was geestelik swak. Okay, en ek gaan myself nou vir jou hier korrigeer en dit vir jou verduidelik en hoe mense dit is. Baie kere is ons ook dalk miskien fisies in onsself sterk, maar bietjie geestelik sterk, maar tog nie heeltemal sterk nie. Maar tog, wil ek vandag vir jou sê, ek het vir jou 'n boodskap, liewe luisteraar, ek het vandag vir jou 'n boodskap, dat al is jy op jou swakste, en ek gaan dit nou vir jou wys, gaan en wil God jou nog steeds gebruik, selfs wanneer jy op jou laagste punt is. En nou wil ek vanaand sê, ek wil jou vanaand vra, voordat jy aangaan, dat jy sê, amen, ek vertrou God se woord. Stuur bietjie daai hartjies op, like dit, share dit. Iemand moet jy intag, iemand se naam moet jy instrek, want ek weet, so baie mense is op 'n laagtepunt, en ek wil vanaand vir jou wys, deur die skrif van God, en baie mense, die wat my ken, ek lees uit die 33-53 vertaling, dit is die mees korrekste vertaling van Afrikaans, wat uit Grieks uit vertaal is, en dis hoekom ek vanaand hierdie woord gebruik, en ek wil vir jou wys, hoe jy dalk tou opgooi, en jy's op jou laagste punt van jou lewe, en ons gaan ook ons gebedslyn daar sit, en ons gaan vir jou bed, jou versoek en jou gebede bly anoniem, daar's geen uitspraak of hierdie goed nie, maar as jy vanaand kom en sê, ek is op 'n laagtepunt, wil ek vanaand vir jou wys, wat sê die woord van God, hoe God jou kan gebruik. Wat, nou sê jy, wat kan God my gebruik? Dit voel so anders dan, nee. Wat het Samson se val veroorsaak? Kom ons gaan kyk. Wanneer ons krag, wat veroorsaak baie kere ons val? Wanneer ons krag sonder gehoorsaamheid leeg is. Okay, en dis vir my baie belangrik. Ek sê altyd, gehoorsaamheid is iets wat ek en jy in ons lewe moet inkweek, want gehoorsaamheid is dit wat die oes in jou lewe bring. God soek gehoorsaamheid. God kan nie met ongehoorsaamheid, en dis hoekom ek nie saam met baie pastore stem of predikers stem nie. Jy kan nie in ongehoorsaamheid in 'n kerk kom sit en dink dis maar okay nie. Dit is nie okay nie. God werk nie so nie. God soek radikaal jou lewe. Hy soek nie, daar's nie in persentasies wat hy jou lewe soek nie. Hy soek jou lewe radikaal, want as hy jou verander hy jou radikaal. Okay, jy kan nie 'n bietjie gehoorsaam, bietjie ongehoorsaam, bietjie dit, nee man. God se woord is kragtig en betroubaar. En dis hoekom ek vanaand vir jou sê, Samson se grootste probleem is, hy was sonder gehoorsaamheid. En as jy sonder gehoorsaamheid is jy leeg. En weet jy wat,
Samson word deur God geroep van sy geboorte af. Hy het hierdie buitengewone krag gehad, maar weet jy wat het gebeur? Hy het sy roeping ligtelik opgeneem. Hy het met sonde gespeel. Hy het die woord van die Here sê, hy het sy geheim aan Delila verraai. En wat het uiteindelik toe gebeur? Net so vinnig, ek wil vanaand net so vir jou 'n bietjie agtergrond gee. Sy hare is toe afgesny, hy het sy krag verloor, hy is in gevange geneem en hulle het sy oë uitgesteek. So wat het hier gebeur? Fisies of natuurlike krag het niks te doen met die regte verhouding met God nie. God wil hê ek en jy moet 'n verhouding met hom hê. En die belangrike van alles is, wanneer ons op ons laagste punt is, wanneer alles verlore lyk, en wat gebeur toe? Samson, as ons gaan lees met Samson, ons gaan nou by teksverse kom, Samson eindig in die gevangenis. Samson het deur sy ongehoorsaamheid en sy sonde, het hy blind geword. Hy was verneder. Goed, hy het graan in die gevangenis gemaal soos 'n slaaf. 'n man wat sterk was, 'n man wat geroepe was deur God, 'n man wat eens vry was, is nou gebind, is nou blind. En nog baie belangrik, en iets baie belangrik het gebeur. En ek wil dit vanaand vir jou wys. Terwyl hy in hierdie gebindheid sit, en terwyl ek en jy in die swakheid sit, terwyl hy in sy swakheid is, terwyl hy gebind is, kom iets by my op en ek lees dit raak. Terwyl, hoor gou mooi, onthou hy's in die gevangenis, hy's blind. Terwyl hy daar is, hou God nie op werk nie. Rigter 16 vers 22 sê, maar die hare van sy hoof het weer begin. Hallo Des, hoor, hoe gaan het met jou daar in Namibië? Sy's daar van Namibië af. Lekker. Hoor gou hier, maar die hare van sy hoof het weer begin groei sodra dit afgeskeer was. Kyk gou daar, wat gebeur? Wat gebeur? Selfs nadat ons val, selfs wanneer ons weer terugval, selfs wanneer ons in ons swakheid is, selfs wanneer dit nie met ons goed gaan nie, begin God werk. En in hierdie geval begin God weer werk. Kan ek vanaand vir jou iets sê? En terwyl hy in hierdie gevangenis is, terwyl hy nou hier gaan staan, kyk gou hierdie man se gebed. Wanneer ons swakhede ons lei tot oorgawe, wanneer jy agterkom, maar weet jy wat, uiteindelik het ek nie 'n ander keuse as om met 'n oorgawe na die lewendige, almagtige God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees te roep nie. En in 28, vers 28 sien ons uiteindelik wat doen Samson, en hierdie leer ons kragtig. Hoor gou mooi, let op, kan ek dit vanaand vir jou lees? Toe roep, hoor gou, Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog nog net hierdie een keer. Hoor gou mooi. O God, dat ek my oor een van my twee oë oor die Filistyne kan wreek. In sy swakheid, terwyl hy blind is, terwyl hy nie meer krag het nie, roep hy wat? Hy bid nederig, hy roep God in nederigheid uit. Hy erken sy afhanklikheid. Hy vra vir God se krag. Nie sy eie nie. Nie sy eie nie. 'n Mens oorwin nie in eie krag nie. En daarom wil ek vanaand vir jou sê, as hierdie nie vir jou 'n teken is, of 'n wonderwerk is hierdie week, wat jou eintlik vanaand 'n antwoord gee tot jou lewe of jou swakheid nie, kan ek vanaand vir jou sê, weet ek nie eintlik wat vir jou gaan oortuig, wat God vir jou in jou swakheid kan doen nie. Kan ek gou vanaand dit vir jou sê? Kan ek dit weer vir jou regtig sê? Hy maak volledig staat op God. Hoe baie kere roep die Here ons nie? Hoe baie kere praat die Here ons nie? Dit is die eerste keer in sy lewe. Gaan kyk, gaan lees dit self. Ek gaan nou nie lees terwille van tyd. Dis die eerste keer in sy lewe dat hy werklikheid tot volharding of tot volledigheid na God roep en God gee hom hierdie krag nie. Soms moet die Here my en jou eers breek. Soms moet die Here ons eers deur die diepte van die vallei vat, deur die dal van doodskare weer vat. Soms moet die Here ons breek, soos wat hy met Samson gemaak het, soos wat hy met Petrus gemaak het, sodat hy ons volkome kan gebruik.
En dit is wat vir my so is. Daar is soveel mense met karaktereienskappe, met goeie harte, met werklike sterk leiereienskappe, wat geroepe is, maar hulle luister nog na die leuen van die duiwel, I'm not good enough. Ek kan dit nie doen nie. Ek kry nie ek voel, wat gaan mense van my sê? Man, wetter in met die mense, wat mense van jou sê. Wat saak maak is, wat gaan God vir jou sê, die dag as hy jou kroon vir jou gaan oorhandig. Hoor gou mooi, ek kan sommer so, ekskuus as ek so opgewonde raak, laat ek net 'n glas water in my mond sit. Want dit is eintlik vir my so 'n openbaring. Dis vir my so 'n openbaring. Kan ek dit vanaand vir jou sê? God se krag, wanneer 'n swakheid 'n instrument word, en ek noem dit nie iets anders nie, ek dink wanneer swakheid in jou lewe is dit 'n instrument waarmee God kan werk. Want dis wanneer God eintlik vir jou wys, partykeer vir jou breek, om vir jou te sê, maar luister, Samson, kom ons noem ons vanaand bietjie Samsons. Ek was 'n rukkie terug, 'n Samson. 'n Rukkie terug was ek ook so. Ek het ook so gevoel. Ek het ook partykeer net gedink, ag, is dit alles die moeite werd? En kan ek dit vanaand bely voor julle? Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak van waar af jy kom en watter geestelike verhouding jy het nie. Een of ander tyd in ons lewe kom almal op 'n punt waar ons eintlik 'n Samson in ons lewe is. Waar die Here ons swakheid moet gebruik as 'n instrument. Samson, jy was blind, jy's blind. Jy was eintlik sterk, jy het krag gehad. Ek het jou geroep van kleins af. Ek het jou gebring na die tempel toe. En weet jy wat? En hier kom hy by die tempel en hy vra vir God en hy leun tussen die twee pilare. En hy wreek hom uit oor hierdie Filistyne. Maar hoor gou hierdie uiteinde. Alhoewel dit nou eintlik maar nie goed klink op die oor nie, is dit tog iets wat goed is. Goeienaand Amalia, is dit iets wat goed is. Jy sien, want toe gebeur die wonderwerk in sy lewe. God gee hom krag en hy trek die pilare om. En wat gebeur? Die tempel val in. Die woord van die Here sê, kyk gou daar in vers 30, die B gedeelte. So was dan die dooies. Hoor gou baie mooi. Die Bybel sê hy het meer mense by sy dood laat omkom as wat hy gelewe het. En jy weet hoe hy die mense verniel met sy krag. Julle weet dit, julle kan dit gaan lees. Hoor wat sê die woord. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het. Geliefdes, wat is dan vanaand? My boetie, my sussie, vanaand die kragtige waarheid in ons lewe. Wat is dan vanaand die toepassing wat ek en jy uit hierdie gedeelte uit moet lees en leer wat ons vanaand moet uitvat? Kan ek gou vir jou ietsie sê? Ons almal, weer eens gaan ek dit sê, ons almal het swakhede. As jy sê jy het nie swakhede nie, as jy sê jy het nie sonde nie, mislei jy jouself en die waarheid is nie in jou nie. Goed, eerstens, kom ons erken dit, ons het swakhede. So, wat is ons swakhede? Foute uit ons verlede, dalk gebroke areas wat ons nog mee sukkel. Ons het dalk skuld, ons het skaamte, ons het onvergewensgesindheid, ons het bitterheid, ons het verwaarloosheid, ons het verwerping. Ag, daar is baie goed. Daar is jaloesie, daar is eendrag, daar is verdeeldheid, daar is leuns, daar is baie goed. Daar is baie goed. Ek gaan nie nou dit vanaand bederf met eintlik hierdie tipe goed nie. Ek vra vanaand weer, wat is jou swakheid? En baie mense hou vas in die goed en hulle bly ingevas. Maar weet jy wat? Dan kom God, dan sê hy, weet jy wat? Net soos ek nie vir Samson gediskwalifiseer het nie, so gee ek nie op jou nie. Op jou nie. Ek diskwalifiseer jou nie. Ek gaan nie opgee op jou swakheid nie. Ek sê altyd, Dawid skryf 'n baie mooi gedeelte in Psalm 23. Hy sê, al gaan ek in 'n dal van doodskare wees, sal ek geen onheil vrees nie. Daai doodskare weer, die dal van doodskare weer, is okay om daar te wees. Maar weet jy wanneer word dit 'n sonde? Wanneer ons daar bly. Wanneer ons die heeltyd daar bly en ons is op dieselfde jammerkarretjie en ons kry onsself jammer en ons bly die leuns glo. Dis wanneer dit 'n sonde raak. Okay, enige iemand kan enige tyd in die dal van doodskare weer val. Enige iemand kan enige tyd as 'n instrument van swakheid beskou word. Maar weet jy wat, ek wil vanaand vir jou sê, hoor die waarheid van God. God diskwalifiseer jou nie. Okay, jy voel aangekla.
Want die duiwel, die woord sê, die duiwel is die heerser van hierdie wêreld en daar is agter elke duiwel 'n bos. So hou op om die duiwel te gaan soek. Die duiwel kla jou aan. Hy's die aanklaer. Hy's die vader van die leuns. Dis wat die skrifte sê. Nie God nie. God kla jou nie aan nie. God is die oorlegging van die hart. OK. So God is die beoordelaar van die hart. Die duiwel is die aanklaer. OK, kan ek dit vanaand vir jou sê? Dit kan die plek wees waar sy krag in jou lewe sigbaar word wanneer ek en jy swak is. OK. En dis wat God doen. Eerstens, maar naps, hou op net dit sê, gee vir my bietjie raad. Bid, skrif, quoteer skrif, vertrou die Here, spreek dit in jou lewe. Woorde dra krag. Mense, asseblief, jy moet dit verstaan vanaand. Spreek wonderwerke in jou lewe, want jy dien 'n wonderwerkende God. Dis wat ek en jy moet in glo. Hou op om die hele tyd in die swakhede vas te kyk. Weet jy wat? Dit is wat God doen. Dit is die plek waar sy krag in jou sigbaar word. OK. Wat kan ek en jy byvoorbeeld uit die Nuwe Testament uit hieruit leer? Wat skryf Paulus vir ons? Of wat sê die Here Jesus eintlik vir Petrus? Weet jy wat sê hy vir hom? Wat is vir my mooi? Hy sê vir hom, my genade, of vir Paulus, ekskuus tog. Hy sê vir Paulus, my genade is vir jou genoeg. Hoor gou mooi. Want my krag word in swakheid volbring. Dis wat hy skryf. Dis wat hy vir Paulus skryf. Dis wat hy vir Paulus sê. Dis wat hy vanaand vir Nap sê. Dis wat hy vanaand vir jou sê. Wat so voel. Dis wat hy sê. Hy sê, weet jy wat, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Geliefdes, weet jy, kan ek vanaand vir jou sê, hierdie pragtige storie van Samson is nie net 'n storie van mislukking nie. Hierdie is 'n storie waar ek en jy in die Ou Testament al begin leer en lees van die genade van God. Kan jy dit sien? Kan jy nou sien eintlik wat hy hier sê soveel jare later vir Paulus, maar wat leer ons hierso? Hier sien ons, dis 'n storie van genade. Want hy het vir Samson teen sy swakheid, terwyl hy in 'n gevangenis is, terwyl hy blind is, weer genade getoon. Hy het geval. Maar God het hom nie verlaat nie. Hy was swak, net soos ek en jy swak is. Maar God gebruik ons nog steeds. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Ek wil hê jy moet dit vanaand baie mooi verstaan. En dit is wat jy moet hoor. God se krag werk nie ten spyte van jou swakheid nie. Dit werk juis deur jou in jou swakheid. Hoor gou mooi. Sy krag werk nie ten spyte van jou swakheid nie. Dit werk juis deur jou swakheid. Wanneer jy swak is, werk God se krag in jou. Goed. So, wat moet ek en jy doen? Eerstens, skryf neer. Skryf hy in jou joernaal neer. Die storie wat jy vanaand gehoor het en gaan lees dit, gaan bid daaroor. So, nou moet jy begin in jou areas waar jy swak voel, minderwaardig voel, aangekla voel, gaan begin om hierdie in jou lewe te proklameer. Jy moet begin God se woord en sy genade en sy krag in jou lewe spreek. Het jy dalk vanaand so Samson afgedwaal? Het jy dalk soos hoofstuk 16, pragtige hoofstuk gaan lees hom, dalk ook jou laat verraai deur iemand, die vyand? Is jy dalk ook op 'n punt van geestelike dood? Ek wil nou nie sê fisiese dood nie, want daaroor kan ek nou nie vanaand vir jou besluit nie. En dan is ek vanaand vir jou dit sê, as jy so voel, kom terug by God. Roep God aan. Kom vandag terug na hom toe. Kan ek vir jou sê, die kern wat ek en jy uit kan leer. En ek het nogal eintlik gedink, dis die tema wat ek wil gee, maar ek gaan afsluit met die tema. Ek gaan dit vanaand by jou los. Roep uit so Samson. So kom ons gee vanaand hierdie die tema. Toe roep Samson die Here aan en sê, vers 28, Here, dink tog, hoor gou mooi, aan my en versterk my tog net hierdie een keer. Hoor gou mooi, o God,
dat ek my oor een van my 2 oë op die Filistyne kan wreek. Hoor daar. En die Here gee hom die begeertes van sy hart. Hy roep hom aan in nederigheid en in sy krag. Kan ek vanaand vir jou sê, roep uit, so Samson. Ek weet sommer, hier gaan getuies uitkom. Here, dink aan my. Dis hoe ons moet uitroep. Dink vanaand aan my. Versterk my weer. Dankie dat jy saam geluister het. Dankie dat dit vanaand vir jou 'n bevestiging is. Ek voel dit sommer aan in my gees, dat dit vanaand 'n bevestiging is vir so baie. Kyk daai pragtige skrif, daar sit Wendy hom vir ons op. Toe roep die Here aan en sê, Here, dink tog aan my. So vanaand sal wat jy moet sê, Here, dink aan my. Kan ek gou vanaand dit saam met jou sê, as jy vanaand sê, Here, daar's Rihanna. Here, dink aan haar. Ek bid saam met haar. Dis regtig my hartsbegeertes. Dink aan haar. Dink aan haar. OK, dink aan haar, Here. As jy vanaand wil net so sy daar ook sê, dink aan my, sê dit dan, bid ek dit saam met jou. Ek gaan nie vanaand vir jou vra wat dit is nie. Keuses lê altyd by onsself. Yes, dit is so. Die vrede van die Here is wonderbaarlik. Dis net amazing. Dis net amazing. Goed, deel hierdie woord, hoor. Deel hierdie woord. Ons sien julle môre aand. Môre aand het ons 'n lekker wonderlike tyd. Vat tyd, koop tyd uit. Mense, dis belangrik. Dis baie belangrik. Kom, nou, ons gaan nie baie lank wees nie, regtig. Ons gaan vir mekaar bid, of ons gaan vir jou bid. Ek gaan vir jou bid môre aand. Ons bidders, ons het pragtige, kragtige bidders ook. As jy nou nie vir almal wil bid nie, ons gaan stasies môre aand hê waar mense vir jou gaan bid. OK. Kom, roep uit, man. Bid asseblief vir my moeder. Ons bid vir haar. Ons bid vir Tannie Joey, Here. U ken haar hart. Daar tree 'n dogter in. Dis vir my baie mooi. Dis mooi, Amelia, wanneer 'n mens intree vir iemand. Dis wat Jesus wil doen. Toe, daar is hy, Here, dink tog aan my. Daar is hy. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. OK, blyk vir my, daar is nie baie mense nie. Dankie daarvoor. Dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Deel hierdie woord en tag iemand daarby in. En ek dink dit is net wonderlik om deel te kan wees. Dat dit ook 'n deel van jou getuienis kan wees en 'n deel van jou krone wat vir ons wag, né? Daar is hy. Lekker aand. Jesus like julle.